So vanoggend wil ek vir julle die woord bring wat die Here op my hart gelê het. En dit sê, as ek dit nou kan titel, wil ek sê, wat bring jy as offer? Wat bring jy as offer vir die Here vanmôre? En ek wil nie oor tiendes praat nie, maar ek wil net iets oor die tiendes sê. Maar ek wil nie oor tiendes praat nie, want dit is 'n onsmaaklike topic. Niemand, as jy begin met tiendes, dan hardloop almal uit die kerke. En ons moet ons tiendes aan die Here betaal. Dit is die Ou Testament en dit sê, jy moet jou volle tiende na die huis toe bring. Maar Jesus Christus het iets nuuts gesê. Hy het iets beter gesê in die Nuwe Testament. En ek wil dit graag hê julle moet dit saam met my lees in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8. En dit sê, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie bedroefheid of uit dwang nie, maar want God het 'n blygewige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou ons, en die rede hoekom ek sê ek moet die met julle ook deel as deel van die woord wat die Here vir my gegee het, want dit begin gewoonlik altyd eers by dit. Maar hierdie is alles deel van dit wat ons vir die Here gee. En dit begin altyd gewoonlik by finansies. En dit is hoekom ek sê ek wil daaraan raak. Want alles wat ons ontvang, behoort aan die Here. Ons gesondheid, ons kar, ons huis, ons kinders. As ons net moet kyk, as jy mense kyk wat bid om 'n kind te kry, wat nie 'n kind kan kry nie, wat sukkel om kinders te kan kry nie, en jy sien 'n kind daar loop, dan dink jy, wat se genade is dit net nie van God, om te kan sê, jy kan 'n baba kry, en jy kan 'n baba dra tot volterme, en daai baba is gesond gebore nie. Dit is net 'n genade uit God se hand uit. Alles wat ons het in ons lewe is net genade uit God se hand uit. So hoe kan ons dit wat God vir ons gee, wat God ons mee seën, vir onsself hou? Ons kan nie, die Here gee vir ons so baie, en dan hou ons alles vir onsself, en ons gee net, miskien 'n tiende, en ek praat nie nou net van finansies nie. Ek het dit nou net genoem, maar ek praat nie net van finansies nie. Maar dan gee jy miskien net 'n tiende, dalk 'n 5% van dit gee jy vir die Here terug. Kom ons vat dit, wat as die Here vanoggend vir jou net gegee het, 'n tiende van dit wat jy vir hom gister gegee het? Waar sou jy vandag gewees het? Wat sou jy gehad het vandag, as jy 'n tiende van tyd, van liefde, van werk vir die Here, van wat ook al, wat jy gister vir die Here gegee het, vandag gaan terugkry? Dan het ons almal op straat gesit, dan het ons almal gesit met niks nie. En dis hoekom ek sê, ek raak net aan die tiende, maar ek wil nie daaroor heeltemal praat nie. In elk geval, ons praat oor tiende in die kerk, en ons praat oor tiende, maar net nou voel jy in jou hart, jy wil 80% of 100% gee, dan preek ons net tiende, en dan steel ons jou seën, maar dan wil jy nie 80% betaal nie. Dis net 'n grappie. Maar kom ons gaan aan, so, wat ek vanoggend met julle wil deel, is oor, wat gee jy vir die Here as 'n offer? En baie mense kyk net in finansies vas, en dink, okay, ek kan vir die Here al my tiende gee, en ek gee vir die Here meer as tiende, ek gee vir die Here 50% van my inkomste, maar, en dan verder, wat doen jy vir die Here? Wat doen jy op 'n daaglikse basis as 'n offer vir die Here? Jy dink omdat jy jou tiende betaal, nou exempt dit my van dit wat ek anders te hoef te doen. Here, ek gee meer as my tiende, so dis mos genoeg, Here. Ek hoef nie al die ander dinge te doen nie. Ek hoef nie kerk, bid hier of 6 uur die oggend bid hier, of ons hou 'n saamspan, maak die kerk skoon 6 uur op 'n Saterdagoggend. Here, ek hoef nie daai dinge by te woon nie, Here, want ek gee mos nou meer as my tiende.
So dit onttrek my nou, ek soos nou hier voor in die klas, ek het nie nodig om al die ander dinge te doen nie, daai meer as 10de cover mos die ander goed wat ek moet doen. En dis wat ek vanoggend met julle wil deel. En as ek 'n voorbeeld kan gebruik, wil ek vir julle lees Lukas 21 vers 1 tot 3. En dit gaan oor die arm weduwee wat in die kerk het gekom het, in die tempel gekom het, en sy het, hulle het obviously nou gesê, okay, ons moet nou ons offergawes nou bring. En dit sê, en toe hy opkyk, sien hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het ook 'n arm weduwee daar geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik ek sê vir julle, dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want sien, dit gaan nie net oor wat se 10de jy aan die kerk betaal, of wat jy in die kerk se rekening betaal, of wat jy ingooi by die offerhande nie, maar dit gaan oor met wat se mate gee jy. En ons almal hak vas by die Ou Testament wat sê, jy moet jou hele volle 10de vir die gemeente bring, en jy moet jou hele volle 10de aan die kerk bring, en jy moet jou hele volle 10de. Maar Christus het gekom en hy het gesê, nee, want as jy daai 10de gee met 'n droefheid of met 'n net, ek moet dit doen, want dit is tradisie, of dit is hoe ons dit nou maar moet doen in die gemeente, hou dit eerder vir jouself. Ek wil dit dan nie hê nie. Jy moet gee met die oorgawe van jou hart. Here, ek het U so lief, en ek het die werk so lief, Here, ek wil vir U meer as net my 10% gee. Ek wil vir U al my tyd gee, Here. Ek wil nie net vir U 10% van my tyd gee, of 10% van dit wat ek vir die werk van die Here kan doen, Here. Ek wil U alles gee, want dit is hoe ek voel in my hart. In elk geval, as jy die Here Jesus Christus lief het, nee, dan gaan jy in oorgawe altyd gee. En dis nie net finansiëel nie, maar jy gaan, want as jy hom lief het, dan gaan jy sy werk lief het, jy gaan dit waarvoor hy staan, en dit wat jy vir hom moet doen, gaan jy in oorgawe lief het. Dit help nie, ons gooi 10.000 rand tiendes, en ons betaal ons 10de, en dit is nie skoon geld nie. Dit is nie skoon offers nie. Here, ek gee vir jy 10.000 rand, Here, want daar is 'n ander bakkie waarna ek kyk, Here. Here, so ek het nou nie op jou gedink. Here, so ek gee nou vir jy 10.000 rand, Here, want ek kyk nou na hierdie bakkie, of ek kyk na hierdie voertuig, Here, ek kort nou hierdie werk. Here, so ek gee nou vir jy, hierdie maand gee ek nou vir jy meer as 10de, Here, sodat jy my nou kan seën in dit. Nee, die Here sê, as jy gee, dan sal jy 'n oorvloed ontvang. Maar hy sê nie, ek gaan vir jou oorvloed in kontant gee, of jy gaan nou die fancyste huis of die fancyste bakkie kry nie. Nee, hy sê, ek gaan vir jou oorvloed seën. Here, ek het vandag opgestaan en ek is nie meer siek nie, Here. Dankie, Here. Dit was my oorvloed wat ek gekry het vir gister wat ek gedoen het vir die Here. Here, my kind was bewaar, hy was amper in 'n ongeluk gewees en iets sy lewe gespaar, Here. Hoekom? Dit was my oorvloed. Here, ek kon amper hier by die trap afgeval het en my bene gebreek het, Here, en dan wie sou dan nie voorgestaan en preek het vanoggend, Here, die kerk sou my stil staan, ons sou my toemaak, Here het my bewaar, iets vir my gegee. Dit is die oorvloed wat die Here van praat, dat hy vir ons gee. Dit help nie ons gee tiendes en offerhanders, en die res van die goed, wil ons nie doen nie. Ons moet gee uit liefde vir die Here. Alles gee. Alles. En dit is nie net geldelik nie. Hierdie weduwee het die minste gegee, maar sy het uit die oorvloed van haar hart uit gegee. Ek was grootgemaak deur 'n ma, en dit was net ek en my ma. My pa was nie in die prentjie gewees, dit was net ek en my ma. En ek en my ma het harde bene gekry. En ons het op 'n kol het ons in 'n sinkaaie agter in die swart dame wat my groot gemaak het, sy jaard gaan tap. Ons het regtig gesukkel. Maar as my ma kerk toe gegaan het en sy daai ou 5 randjie gevat en sy het dit in daai offerhande sakkie gegooi het, dan sou Hans so met die 5 rand so diep in gedruk want sy wil nie almal moet sien sy gooi net 'n 5 rand in. En toe ek hierdie lees, toe dink ek aan daardie, toe dink ek, Jessie, daai 5 rand was al wat my ma gehad het. En sy het dit nog steeds ingegooi. En dit is wat hierdie weduwee gedoen het. Sy het dalk niks anders te gehad nie. Sy het vorentoe geloop en gesê, Jessie, ek moet
kind kort nog klere, maar Here, hier is my offerhande, Here, dit is al wat ek het, net hierdie bietjie, Here. Dis al wat ek het niks anders in die Here, maar ek gee dit vir U, Here, want ek het U so lief, Here, en ek weet U gaan vir my, al die ander dinge gaan U vir my byvoeg, Here, maar ek het U so lief, ek wil U my alles gee. Ek wil nie net 'n gedeelte gee, of net 'n bietjie nie. En toe ek het lees, toe dit my hart so aangeraak, want dit was so eerbaar. En ek dink partykeer lees ons iets in die Bybel, en dan dink ons, okay, jy lees dit maar net, maar jy kan nie jouself indink in daardie persoon se skoene nie. Ek dink baie maal aan daai man wat langs die bad van Bethesda gelê het vir hoeveel jaar. En dan kom die engel en roer daardie bad, en daardie man het net op die kant sy paadjie gelê, en dan sien ek in my geestesoog hoe hy bietjie nader trek, en kom 'n ander ou voor hom ingehardloop in die bad, en dan gaan hy maar weer agtertoe. En toe Jesus Christus by hom gekom en gesê, wat wil jy hê moet ek vandag vir jou doen? En daardie man het genees, en die Here het hom gehelp. Maar ek dink myself in daardie situasie, en so ek dink myself aan hierdie weduwee vanoggend. En vandag wil ek fokus op die nie geld, nou verder wil ek fokus op die nie geldelike offerhandes. En daarbij wil ek dink aan Abraham. Abraham het 'n offer van gehoorsaamheid aan God gegee. Ons almal ken Abraham se storie. God het vir hom gesê, vat jou enigste seun waarvoor jy jare gebid het, jare en jare gebid het en gedink het jy gaan nooit 'n kind kry nie, en op jou stok ou ouderdom, en ons taal is dit nou stok oud. Want wie wil oor die 100 wees en kinders kry? Ek sal dit nie kon maak nie, maar hulle was stok oud oor die 100 gewees, en God het vir hulle 'n seun gegee. En toe sê God, okay, nou het ek vir jou dit gegee, maar raai wat, jy moet nou daai seun vat en jy moet hom gaan offer aan my. En ek dink Abraham het vir homself gedink, Jesusie, waarmee is die Here nou besig in my lewe? Here, U het nou vir my hierdie een ding gegee. Dink nou die Here gee vir jou die mooiste huis. Iemand kom net verby, hier is vir jou huissleutel. Dis joune, die Here het gesê ek moet dit vir jou gee. Jesusie, en jy is te bly en jy trek in die huis en alhoewel jy nie gordyne het vir daai trippelverdieping huis nie, en jy het net jou opslaan bedjie, maar jy woon, want die Here het daai huis vir jou gegee. En 'n maand later kom die persoon en sê, nee wat, ek het verkeerd van die Here gehoor, geef my daai huissleutel terug, laat jy gaan. En jy moet voor die naweek uitwees. Dan dink jy, my Here, hoe is dit moontlik? Nou God het vir Abraham hierdie seun gegee en toe gesê, gaan offer hom. En Abraham het in sy gehoorsaamheid, het hy gegaan en hy het sy seun gevat, hy het gegaan na die berg toe, en sy seun het die hele tyd gevra, okay pa, maar wat doen ons nou? Want ek weet nou nie waarmee pa nou besig is nie, hier het ons die hout, en ons het die goed om vuur te maak, maar ons het nog geen lam nie, wag daar 'n lam daarbo, of het jy klaar een opgestuur met iemand anderste, ek weet nie, pa, wat gaan nou hier aan? Maar hierdie lyk nou nie reg nie, hierdie is net 1 en 2, dit kan nie 3 maak nie. En hy het opgeloop en opgegaan met die berg, en toe Abraham vir sy seun gesê, maak net die vuur. En hy het die vuur gemaak, en toe Abraham hom wou offer, toe sê God, stop. Ek sien jou gehoorsaamheid. Ek sien hoe lief jy my het. En daar het 'n ram gekom, en hulle daai dier geslag as 'n offer vir God. Maar Abraham het die offer van gehoorsaamheid gehad. Abraham was wel bedroef, maar hy het nog steeds dit gedoen, nog steeds was hy gehoorsaam. Hoeveel keer op 'n daaglikse basis kan ons die offer van gehoorsaamheid aan God gee, maar ons verkies eerder om dit bietjie te hou. Jy wil net daai laaste sê woord inkry. Of jy wil net, die Here sê, gaan links, en jy sê, Here, maar ek weet, links is daar na 'n ander pad, en daar's te veel hobbels, en daar's te veel robotte, Here, ek wil graag regs gaan. Here, want ek ken hierdie pad, en dis 'n makliker pad, en die Here sê, gaan links, maar jy wil eerder regs gaan. En dan voor jy kan kry, sit jy in 'n baie slegte posisie. Hoeveel keer 'n dag, dan wil die Here hê ons moet gehoorsaam wees aan iets, en dan verkies ons om nie gehoorsaam te wees nie. Die volgende offer is die offer van my alles. En dan dit kan ek net dink aan Paulus. Paulus het gekom en hy het gesê, my alles vir Christus as wins.
Al verloor ek alles en ek het Christus as wins, dan het ek alles. Want sien, ek hoef nou nie 'n rekeningkundige te wees, hoef nou met julle rekeningkunde te doen nie, maar almal wat in Christus Jesus glo en almal wat vandag hier sit, weet hoeveel werd Christus as wins is vir ons. Niks in hierdie wêreld, niks, geen niemand in hierdie wêreld kan gelykstaande kom aan dit wat ons kry as vir Christus as wins nie. Ek het in die week het ek met iemand 'n gesprek gehad en ons praat oor al die dinge wat ek doen met die werk en hoe besig is ek met studies en alles en ons gaan die hele en daai persoon sê vir my, "Jessie, maar jy kry seker 'n vet salaris daar by die kerk." En ek sê toe vir daai persoon, "Weet jy, ek doen jou eendag daarbo in die hemel. Want dit is waarvoor ek werk. Ek werk nie hier vir geld of dit ek kry niks. Daarbo in die hemel eendag gaan ek daarbo sit en ek gaan nie eers my krone kan dra nie, so baie krone gaan daar wees. En die Here gaan my na hierdie groot paleis toe vat en ek sê vir daai persoon, dan gaan ek so afkyk na jou pandokkie toe, jou houthuisietjie wat daar staan, omdat jy nou hier op aarde nou jou geldjies bymekaar gemaak het. Maar ek werk vir eendag daarbo." Ek wil graag saam met julle lees Romeine 12 vers 1. En dit sê, "Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens." Om vir God te sê, "Hier is my alles, Here." Dis nie 'n dienskontrak wat jy een keer 'n jaar teken en dan die voordele en die nadele hoor en een keer 'n jaar gaan dit op of dit gaan af of wat ook al goed kom by, goed kom weg nie. Hierdie is nie so, dit is nie 'n onderhandeling nie. Dit is om jouself as 'n instrument in die hand van die Here te gee, te sê, "Here, my alles vir U, Here. Here, al het ek niks meer oor nie, Here, al het ek nie 'n kar nie, ek het nie 'n huis nie, ek het nie meer kinders nie, ek het nie 'n man nie, Here, al staan ek hier stoksiel alleen, met net die klere aan my lyf, Here, my alles is vir U, Here. My huis, my kinders, my huwelik, my werk, alles behoort aan U. Want as dit nie was vir die Here nie, sou ons nie dit gehad het nie. As ons nie gebid het vir die Here vir 'n goeie man of 'n goeie vrou nie, sou ons dit nie gehad het nie. As ons nie gebid het vir kinders of vir werk nie. Onthou toe jy nog gebid het vir die werk wat jy nou het. Of gebid het vir die kar wat jy nou het. Of gebid het vir die huis wat jy nou het. Gebid het vir die vrede en die rustigheid wat jy nou ervaar. Dit het alles van God gekom. Om jouself te verloon en jou alles vir die Here te gee. En volgende is jou geloofoffer. En jou geloofoffer kan ek net vergelyk met Noag. Ek dink nie daar's iemand wat meer geloof gehad het. Want sien, voor Noag die ark gebou het, was daar nie reën gewees nie. En nou kom God by hom en sê, jy moet nou 'n ark bou en daar gaan nou vloede kom. Nou kan jy jouself indink, iemand kom na jou toe en sê dit vir jou. En hy weet wie God is, hy het God geken, maar nog steeds. En nou moet jy hierdie ark bou vir iets wat jy nog nooit beleef het nie. En dan gaan dit in oorvloed wees. En daar's niks, daar's droogte, dit is stof oralste. Jy verstaan dit nie, hoe gaan jy hierdie nou doen? En dan moet ek nou glo, die reën gaan nou kom. En Here, wat is die reën nie kom nie? Ek gaan almal dink ek was mal. Ek het nou hierdie ark gebou en ek het nou vir almal vertel en die diere is in die Here, hulle gaan mekaar verskeer hier binnekant, is ek nou nog 10 maande hier binne met lewe en daar kom nie reën nie. Ek kon net myself indink, maar hy het 'n geloofoffer aan God gegee. Hy het gesê, God, ek vertrou U, al is hier nie reën, al is nou nie 'n wolkie nie, al is daar niks nie, Here, ek vertrou U. En daarmee wil ek saam met julle Hebreërs 11 vers 1 lees. En dit sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Om 'n vertroue op God te hê, is om 'n vertroue in die vallei te hê. Daar waar dit diep en donker en stik donker om jou is, en dis moeilik en jy weet nie hoe gaan jy uit hierdie situasie uitkom nie, jy kan niks anders te doen as op God vertrou nie. Daar wanneer dit so donker is, jy kan nie een tree voor die ander ene sien nie. Jy weet nie hoe gaan jy nou van hier tot by daai deur loop as al hierdie ligte in hierdie plek nou afgaan nie. Dit is geloof in God.
geloof soos Job gehad het. Hy het al sy geloof in God gehad. En hy was getreiter en hy was getoets en hy het alles verloor en hy het op 'n ashoop gesit en hy het nog steeds gesê, ek gaan nie my God verloor nie. Ek gaan nie my God een kant toe sit nie. Dit is 'n geloofoffer. Verder is dit my liefdesoffer. En ons geen perfekter of meer mooier beskrywenis as wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Daar's geen ander beter vorm van liefdesoffer as wat Christus Jesus vir ons gedoen het nie. En ek wil net saam met julle lees uit Efesiërs 5 vers 2. En dit sê, en wandel in liefde, soos Christus ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Vir ons was hy gemartel en hy was deurboor en hy het deur al hierdie dinge gegaan omdat hy ons so lief gehad het. So liefdesoffer, niks wat ons in liefde kan doen gaan naby dit kom nie. Maar wat se liefdesoffer bring ons vir God? Wat se geloofoffer bring ons elke dag vir God? Wat gee ons vir God in onsself, in ons alles, elke dag? En dan die laaste ene is my lof en my eer, en my soeke met alles, soos Dawid. En daarby wil ek julle graag lees uit Psalm 63. Maar ek wil julle met hierdie woorde regtig hoor en hierdie woorde inneem. En dit is 'n Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. En hy sê, o God, U is my God. Hy sê, U is my God. U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U. In 'n dor en uitgedroogde land sonder water, met in 'n dor en uitgedroogde water. So het ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys, so sal ek U prys my lewe lank. In U naam sal ek my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe. As ek aan U dink op my bed, in die nag waak ek oor U pyns, want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van die vleuels sal ek jubel. En julle kan dit gerus by die huis gaan lees, Psalm 63. En ek wil julle met regtig waar gaan en daai vers lees, om dit elke dag joune maak. Vat daai vers en gebruik dit in jou donkerste tyd. In jou donkerste tyd om lof en ere aan die Here te gee. Want hulle sê mos Pinkster het so geluid, né? Pinkster het 'n geluid. As jy verby enige Pinksterkerk ry, dan hoor jy die mense hande klap. En as daar iets binne een of ander ding aangaan, dan begin die mense, Pinkstermense hande te klap, as die ander mense nie hande klap nie. So Pinkster het so geluid. Ons met die naam van die Here so groot maak, laat die vure uit die hemel uitval, soos wat die 4 tonge geval het toe die Heilige Gees in die Hebreërs op almal uitgestort het. So met ons die Here se naam besing, tot die vure uit die hemel uitval. So my vraag vanoggend aan julle is, wat is jou offer aan die Here? Is dit een van dit wat ek genoem het? Indien dit nie is nie, dan moet jy vandag gaan en jy moet gaan inspeksie doen. Jy sê, Here, iewers kom ek iets tekort, Here. Here, want U gee so baie vir my, U gee 'n oorvloed, Here, ek het nog gewerk, ek is nog geseën, ek kan nog opstaan, ek nog al hierdie dinge doen, Here. U gee 'n oorvloed vir my, Here. Maar wat gee ek vir U terug? Ekskuus. Hoe lyk jou offers aan die Here? Is dit dalk min, maar meer as genoeg vir die Here? Wat kan die Here met jou offer doen? Kan dit gebruik word as 'n instrument in die hand van die Here? Sal jy soos Jesus
jou lewe en jou alles vir God gee? Sal jy soos Abraham jou alles vir God gee? En daardie wil ek vandag by julle laat, terwyl ek afsluit. Wat is jou offer elke dag aan God? So mag die woord van die Here met julle wees, mag dit in julle harte iets wakker maak vandag. Kom ons staan net saam en sluit ons net af met God. Dierbare Vader, dankie Here dat U goed en getrou was vir ons Here. Dankie Here dat U ons kom seën het Here, uit 'n mildelike seën Here. Here, ek wil vra dat U die woord vanmôre wat U uitgestuur het Here, in elke persoon se gedagtegang sal laat Here. Here, dat ons elke dag sal onthou Here, dit wat ons kry Here, dit wat ons het Here, die asem wat ons kan haal Here, dat ons gesond is Here, is net 'n genade uit U hand uit Here. Here, maar laat ons uit daai selfde genade uit Here, vir U terug kan gee Here. Nie net 10% omdat ons moet nie Here, maar uit 'n oorgawe van ons hart uit Here, omdat ons dankbaar is vir dit wat U vir ons gee Here. Here, gaan so met elke persoon waar hulle huis toe gaan Here, dink aan die mense wat op die pad is Here, dat U met hulle sal wees, dat elke persoon veilig sal bring Here. Dankie Here dat U ons as gemeente seën Here, dat U ons toevou Here met 'n kombers en dat U ons almal hier veilig bewaar Here. Here, dankie dat U vir ons gemeente nog 'n groot seën op pad het Here. Ek glo en vertrou dit in my hele hart Here. Dankie dat U musikante vir ons gaan instuur Here. Dankie Here dat U ons gaan seën uit ons skoene uit ons naatheid Here. Dankie Here dat U mense gaan instuur Here, wat ons hande gaan ophef en saam met ons deel van hierdie liggaam gaan word Here. Here, seën nou die kos wat ons saam gaan geniet in ons liggame Here. En Here, dat ons dankbaar sal wees vir dit Here, waar die ander mense daar buite dalk nie iets het om te eet Here. Here, seën elke persoon wat daar buite is Here, seën elke persoon wat op straat is Here, en wat vanaand te honger het, vanaand te dors van Here. Seën hulle ook, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.